In die aanloop tot Uniewording in 1910, wat van Suid-Afrika 'n onafhanklike land sou maak, het Steyn by die onderhandelinge vir 'n nuwe grondwet gesê taalgelykheid is noodsaaklik om die duiwel van rassehaat tussen boer en Brit uit te wis. Steyn het sy sin gekry. In artikel 37 van die nuwe Unie-grondwet is Hollands as tweede amptelike taal op gelyke voet met Engels geplaas. In die praktyk was die tale egter nog ver van gelyk en oud-president Steyn sou 'n jong generasie taalstryders aanvuur met 'n telegram wat deur die latere eerste minister J.B.M. Hertzog voorgeles is by 'n viering van taalgelykheid deur Stellenbosch studente in 1913. As mens nou gaan kyk na daardie telegram vandag in sy bewoording, dan is dit treffend. Die taal van die veroweraar en die mond van die verowerde is die taal van slawe. En dit is so. Volgens die skrywer M.E.R., wat 'n prominente rol as pionier in die Afrikaanse journalistiek sou speel, het die telegram 'n dramatiese ommekeer veroorsaak in 'n tyd toe daar groot onsekerheid oor taal en identiteit was. Sy skryf: "En toe in 'n kritieke tyd word 'n woord gesê. Dit het soos 'n veldvuur onder ons getrek." Die impak was sodanig dat sommige mense glo 'n muur opgehou het om Engels in die openbaar te praat. Maar binne die taalgemeenskap was daar onenigheid oor die verhouding tussen Hollands as skryftaal en Afrikaans as spreektaal. 'n Gedig wat die eerste keer die beeldende trefkrag en die potensiaal van Afrikaans as 'n eie literêre taal getoon het, was Winternag van Eugène Marais, wat in 1905 in die koerant De Volkstem verskyn het en deur baie lesers met die smart van die Boereoorlog vereenselwig is.